Goeiedag, hartlik welkom by die 4de sessie van die Ring van Vaalrivier se 2025 Pinksterreeks. Ons het nou al reeds gehoor dat die Heilige Gees die identiteit van die kerk bepaal deur die opdrag wat Jesus aan ons gegee het. Die Gees gee ook aan die kerk die brandstof om hierdie opdrag uit te voer deur die vrug van die Gees. Die besondere gawes wat die Gees vir die kerk gee, help ons om ons taak te kan uitvoer. Maar hoe kan ek regtig weet dat ek besig is met dit wat God se plan is vir my en vir sy kerk? Hy het 'n duidelike plan met die kerk in die wêreld, maar hoe volg ek die leiding van die Gees in my alledaagse lewe as deel van God se plan? Kom nou, voor ons verder gaan, kom ons bid dat hy ons met oop ore en harte sal seën as ons nou saam uit die Bybel uit lees. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie dat ons ook op hierdie unieke manier as gelowiges, as 'n ring van mense wat saam glo en bely dat U die Here God is, so kan saam wees in hierdie Pinkstertyd. Ons loof U naam daarvoor dat ons kinders van U mag wees deur U handewerk, dat U wat hierdie wêreld so mooi en goed gemaak het, van wie ons elke dag die wonder daarvan sien, ook in hierdie herfsttyd, hoe pragtig en mooi U skepping is, dat U met elkeen van ons moeite doen en 'n pad met ons loop. Ons dank U daarvoor. U grootheid en U heerlikheid is ver meer as wat ons in woorde kan sê. Maar Here, nou moet ons daarmee saam ook bely dat ons sondaar mense is, dat ons ook baie keer dinge doen wat nie net vir onsself en ander hartseer maak nie, maar wat vir U hartseer maak. En ons wil bid en vra dat U ons asseblief sal vergewe en dat U, Here, by ons sal wees, dat U vir ons sal lei in die ware kennis van wie U is en hoe ons as kinders van U moet leef. Ons bid saam met Psalm 143, leer ons om U wil te doen, want U is ons God. Laat U goeie Gees ons op 'n gelyke pad lei. Daarom vra ons dan nou, as ons saam met die Bybel uit gaan lees, dat U nou by ons sal wees, sodat ons sal hoor dit wat U vir ons wil leer, en dat ons ook sal doen dit wat U ons op die harte lê. Amen. Die teks wat ons moet help met die vraag hoe die Heilige Gees ons lei en hoe ons weet dat ons sy leiding volg, is vandag Romeine 8 vers 9 tot 17. Ons fokus op vers 14, maar eintlik moet ons mos maar altyd die hele hoofstuk lees en sommer die hele konteks van die hoofstuk in die boek in gedagte hou. Maar om tyd te spaar lees ons net vers 9 tot 17 van Romeine 8. Lees later wel self asseblief die hele hoofstuk deur. Julle word egter nie deur julle sondige natuur beheers nie, maar deur die Gees, want die Gees van God woon in julle. As iemand die Gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie. Omdat Christus in julle is, gee die Gees aan julle die lewe op grond van God se vryspraak, hoewel die liggaam vir die dood bestem is as gevolg van die sonde. Omdat die Gees van hom deur wie Jesus uit die dood opgewek is in julle woon, sal hy deur wie Christus uit die dood opgewek is, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon. Daarom dan, broers, staan ons onder 'n verpligting, maar nie teenoor ons sondige natuur om daarvolgens te lewe nie. As julle julle lewe deur die sondige natuur laat beheers, gaan julle die dood tegemoet. Maar as julle deur die Gees 'n einde maak aan julle sondige praktyke, sal julle lewe. Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie, en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak, en wat ons tot God laat roep, Abba, dit beteken Vader. Hierdie Gees getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. En omdat ons kinders is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid.
Ek herhaal graag weer net vers 14. Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Ek wonder of jy dit ooit eens agtergekom het. Ek het nou in die kort tydjie wat ons saam is al my 3de hemp aan. Ek het eers 'n blou hemp aangehad en toe 'n groene en nou die een. En as jy dit wel raak gesien het, baie geluk. Ek raai egter dat min mense dit agtergekom het. Want wanneer iemand praat, dan gaan ons gedagtes maar baie keer op autopilot. En alhoewel ons luister, gee ons nie altyd aandag aan die detail nie. So as jy nie die 3 hemde gesien het nie, het jy nou die wins van tegnologie, om eers gou terug te gaan en te gaan kyk, en seker maak of ek regtig die waarheid praat nie. Elke keer was dit net 'n klein, subtiele veranderingkie, wat jy dalk nooit sou agterkom, as ek nie nou jou aandag daarop gevestig het nie. Jy moet mooi kyk, jy moet ook weet waarna jy moet kyk, om die verskil te kan sien. Jy kan nou egter oor die hemde ontspan en rustig verder luister, want ek gaan nou nie nog triks uithaal nie hoor. Dit was net 'n illustrasie van hoe subtiel die Heilige Gees dikwels werk, maar ons is baie keer so besig, baie keer op autopilot, dat ons sy sagte stem nie hoor nie. Ons moet leer om onsself te oefen, meer bewus te wees van sy teenwoordigheid en onsself instel om hom te hoor. Jesus het van homself, die goeie herder, in Johannes 10 gesê, dat sy skape hom volg, omdat hulle geoefen is om na sy stem te luister en om aan hom gehoorsaam te wees. Vandag is dit nog steeds Jesus wat praat, maar hy praat met ons deur sy Gees. Ons moet nog steeds geoefen wees om sy stem te herken, en net na hom te luister, en net vir hom te volg. Maar die vraag is nou, hoe lei die Heilige Gees ons? In ons teks hoor ons van 2 magte, of kragte wat daar binne in ons is, wat kompeteer vir ons aandag. Elkeen wil ons op sy pad lei. Dis soos 2 beheerkamers wat my lewe wil bestuur. Dit wil my manier van dink bepaal, waaraan ek lojaal is, dit wil my gedrag bepaal, dit wil al my besluite bestuur. Paulus noem die eerste krag of mag die sondige natuur. En kortom is dit gewoon 'n vyandskap teen wat God wil hê, sê vers 7. Die ander wat teen die sondige natuur veg is die Gees. Dis God self wat tot binne in my kom, en hy nooi my om liewer saam met hom te leef. Hy wil my gedagtes deel, my gedagtes nuut maak, sê Paulus later in hoofstuk 12. Hy wil my gedrag verander, hy wil my oë oopmaak vir nuwe moontlikhede van doen. Hy maak my los, sodat ek my nie meer vasdraai in al my ou gewoontes en patrone nie. Maar dit klink na 'n verskriklike stryd hier binne in my, die sondige natuur aan die een kant en die Heilige Gees aan die ander. Maar die beste van die hele verduideliking wat Paulus in hierdie hoofstuk gee, is dat ek die geveg tussen die ou manier en nuwe manier van doen, nie self in my eie krag hoef aan te pak nie. Hy sê eintlik is die stryd al klaar gestry. Jesus het op Golgotha die oorwinning al klaar behaal. As ek dus onder die indruk van my sonde glo, dat Jesus my Here is en my verlosser, dan het ek klaar kant gekies teen my ou sondige natuur. Die stryd is gestry. Met my bekering kies ek om onder die beheer van die Heilige Gees te lewe, en hy beloof om my nou te lei en te help, sodat ek al hoe meer, al hoe beter die beheer van my lewe aan hom en aan Jesus sal oorgee. En uiteindelik is dit waaroor die leiding van die Heilige Gees gaan. Kyk, die Heilige Gees se leiding vir my en my lewe gaan nie oor die keuse van watter kleur hemp ek sal aantrek, of ek dalk 'n nuwe kar moet koop, of so iets nie. Nee, die Gees leef elke dag saam met my, om my daarvan te oortuig, my daarvan te verseker, dat ek een van God se kinders is. En daarmee wil hy my help om in al my keuses, in al my besluite, my gedrag, so te lewe, dat ek en al die mense rondom my sal weet, dat ek 'n kind van die Here is. Hy lei my, hy praat met my, beïnvloed my, hoe ek optree, hoe ek myself gedra. Hy help my in alles van my elke dag se lewe. En so ontdek ek al hoe meer God as my Vader in my lewe. Groei ek in die sekerheid, ek is een van God se kinders. En as ek so kan lewe, dan maak dit sommer die mense om my ook gelukkig. Die vraag bly nog steeds hoe, né? Hoe lei die Gees my? Is dit 'n stemmetjie wat ek hoor? Is dit dalk deur my emosies, of ongemaklikheid in my hart?
Ek weet nie van jou nie, maar my klein stemmetjie het my al in groot moeilikheid laat beland. Want daai stemmetjie is maar baie keer onder my eie beheer. Die Gees se leiding kan nie maar net vir elkeen 'n subjektiewe stemmetjie in my kop wees nie. God lei ons op 'n baie praktiese, objektiewe manier, met 'n oop Bybel op ons skoot. In die Bybel kry ons die duidelikste leiding van die Heilige Gees. Deur baie eeue en selfs duisende jare het God sy plan vir my lewe op skrif gestel en dit behoue laat bly, sodat ek dit vandag in my eie taal, selfs verskillende vertalings, kan lees. Deur die Bybel leer ek die stem van God se Gees ken. As ek die leiding van die Gees soek, doen ek dit in die blaaie van my Bybel. Nadat ek egter dan die teks gelees het, raak ek stil en ek bid. Ek glo, en nou verwag ek dit van die Here, dat die Gees my nou sal lei, my gedagtes, woorde, dade, deur gebede en die nadink oor die woord van God. Deur sy leiding raak ek al hoe meer oortuig wat God se plan is vir my lewe. Hy help my om sonde in my lewe raak te sien, dit te bely en daarmee op te hou. Hy laat my ook ontdek wat God se plan is. Hy wil vir my net die beste. Hy is immer, sê Paulus, Abba, my Vader. En wanneer ek leer om die Gees se stem te hoor in die stryd wat daar is tussen my, in my, die ou mens en die nuwe mens, deurdat ek gereeld die Bybel lees en bestudeer, tyd en gebed met hom deurbring, dan help dit my uiteindelik om te onderskei tussen daardie begeertes in my hart wat hom sal bly maak, en daardie begeertes van die ou menslike natuur, wat maar nog soms sy stem wil dik maak, en my teleurstel, hartseer maak. So lei die Heilige Gees my. Hy gee my natuurlik nog 'n hulpmiddel wat my help, sodat ek sy stem sal kan onderskei in die geraas van die wêreld. Hy maak my deel van 'n gemeenskap van gelowiges. By broers en susters in die geloof kan ek put uit die gesamentlike wysheid van die kinders van die Here. So, hoe lei die Heilige Gees ons? Vers 14 sê, almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van die Here. Die taak van die Gees is dus heel eerste om my te oortuig van my verlossing in Jesus Christus. En om my dan te help om elke dag as 'n verloste te leef. Hy lei my deur die Bybel, deur gebede. Hy oefen my vermoë om te kan onderskei wat God se wil is. Hy maak my deel van 'n kerk wat my help om die regte keuses te maak. En vir die kerk gee hy nou 'n opdrag om hierdie nuwe verhouding met God met almal te gaan deel. Hy rus ons toe met besondere gawes om die werk te kan gaan doen. Hy laat ons deel aan die vrug van die Gees, sodat ek as 'n nuwe mens die boodskap van hoop nie net self kan leef nie, maar ook kan gaan oorvertel. Onthou tog, God skop nie deure oop nie. Hy skree nie oor megafone nie. Hy fluister soms in die stilte, hy klop geduldig aan deure. En soms is dit in die subtiele dinge. Ek moet fyn kyk, fyn luister. Soos die triek met die verskillende hemde ons gewys het, nê. Jy moet jou oefen om sy stem te hoor, met 'n oop Bybel op jou skoot. So alleen kan jy aan die leiding deur die Heilige Gees gehoorsaam wees. Amen. Kom ons bid nou saam. Baie dankie, Here, dat U U Gees gestuur het om ons op die regte pad te lei. En baie dankie, Gees van God, dat U elke dag by ons is en ons weer en weer wil verseker van ons Vader se liefde vir ons. Lei ons asseblief dan nou so op ons lewenspad dat ons elke dag aan Hom gehoorsaam sal wees. Maak ons sensitief vir U stem en help ons om voluit net vir U te leef. Amen. Broer en suster, bid saam met my ook vir die volgende sake. Kom ons bid dan in hierdie Pinkstertyd vir sensitiwiteit om die stem van die Gees te hoor. Bid dit vir jouself, bid dit vir jou gemeente en vir die leiers van die gemeente waar jy die Here aanbid. Bid dit vir die ring, bid dit ook vir die synode. Bid dat die Gees sy kerk sal lei om elke dag ons roeping uit te leef. Here, verlig my verstand en my interpretasie. Here, verlig my oë
en die manier waarop ek kyk. Here, verlig my mond en my woorde. Here, verlig my hart en dit wat ek bedink. Here, wees met my waar ek nou hier vandaan vertrek. Amen.